Ons het geen idee wat op daardie Vrydag gebeur het. Ons besef wat ons weet is so gering. Here, ons wil vandag vra dat U deur U Heilige Gees Uself aan ons sal openbaar. Laat die Heilige Gees in ons harte en in ons gedagtes die waarheid van die kruis na vore bring. Mag ons vanmôre U Heilige Gees ervaar. Mag hierdie naweek 'n naweek wees van ontmoeting. 'n naweek waarin ons U beleef, U stem hoor, U genadehand op ons lewe sien. Dankie Here dat ons vanmôre kan bid, dat U in hierdie naweek elkeen van ons sal besoek. In Jesus naam. Amen. Ek dink, as ons sulke videoklips sien, dan gryp dit ons hart aan. Het vertel die hele storie van dit wat Jesus aan die kruis vir ons kom doen. En ek wil graag vanmôre die eerste videoklip wys hulle waar Jesus in die Getsemane sit. En hy uitroep tot God die Vader, Vader, as dit moontlik is, neem hierdie beker van my af weg. En ek en jy wat vanmôre hier sit, weet dat die bitter beker het nie weggegaan nie. Die bitter beker het nie verbygegaan nie. Ons weet dit. En wanneer ons dink aan die lyding en die trauma, dan dink ons aan dit wat Jesus moes beleef het voor sy dood. Moet ons besef dat wanneer hy sterf van die dood, wanneer hy deur daardie pyn en lyding en trauma beleef, dan is dit nie net fisiese trauma nie. Ons besef dat dit hom in sy totaliteit ingesluit het. Sy lyding was nie net in sy vlees. Sy lyding, so verskriklik dit as wat dit was dit meer as net die vlees. Daar was geestelike lyding. Daar was psigiese lyding, trauma, waarvan ek en jy eintlik die omvang niks van weet nie. Die diepte en die egtheid en die omvang weet ons kwaliek niks van nie. Waarskynlik was daardie ervaring in sy gees en in sy emosies en in sy gedagtes baie meer as sy fisiese lyding. En daar word in die Bybel 'n baie besondere beeld gebruik. Die Bybel praat van 'n beeld wat gebruik word om Jesus se ontsettende stryd, sy worsteling in die Getsemane weer te gee. En in Markus 14, in Markus 14 praat die skrif van 'n beker wat Jesus se lyding op emosionele, geestelike en fisiese vlak moes simboliseer. 'n Beeld van 'n beker. Nou, ek wil net graag vanmôre dit met julle deel. Die beeld van 'n beker word soms in die Bybel as 'n simbool of 'n metafoor gebruik om 'n ondervinding aan te dui. Iets wat iemand intens beleef, of dit nou positief of negatief is. Ek weet nie of julle al hierdie beeld in die Bybel raak gesien het. Die beeld van die beker. Die beeld van die beker is iets wat God oor 'n mens bring. Dit kan oorvloedige vreugde en blydskap en opgewondenheid wees. Soos wat Psalm 23 vers 5 vir ons leer, waar hy sê, U maak my hoof
met olie, my beker loop oor. Of die volheid van sy toren, waarvan ons in Psalm 11 vers 6 lees, hy sal die goddelose vangnette, vuur en swaal laat reën, en 'n gloeiende wind sal deel van hulle beker wees. Kyk ook in Psalm 51 vers 7 waar hy sê, ontwaak, ontwaak, staan op, Jerusalem, jy wat uit die hand van die Here die beker van grimmigheid gedrink. In Jesus se donkerste, bitterste oomblik, 'n oomblik van smart, 'n oomblik van trauma, 'n oomblik van pyn, roep Jesus in Getsemane uit in Markus 14 as hy sê, Abba Vader, alle dinge is vir U moontlik, neem hierdie beker van my weg. Nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil. Matteus 26 vers 39 sê, my Vader, as dit moontlik is. As dit moontlik is. Nou, as ons hierdie lees, beteken dit vir ons dat Jesus Christus in daardie oomblikke van pyn en lyding en trauma die aan die moontlikheid gedink het om die wêreld ongered te laat. Dan wil ek vir u sê nooit. Nee, nooit sal Jesus hierdie wêreld in sonde belos nie. Miskien het Jesus in sy mensheid by die Vader gepleit of dit nie moontlik is om die wêreld te red sonder dat hy hierdie verskriklike pad van die Via Dolorosa, die pad van smarte te loop en die straf van die wêreldse sonde op hom te neem nie. Sal ek en jy ooit die misterie, die angs, die pyn in daardie gebed van Jesus ten volle verstaan? Kan ek sommer vanmôre reguit en eerlik wees? Ons sal nooit. Ons sal nooit die smart en die bitterheid van daai beker kan pyl nie. Die worsteling wat Jesus in Getsemane bly vir ons 'n misterie as gevolg van die misterie dat God sy seun stuur. Dat hierdie seun, Jesus Christus, 'n menslike en 'n goddelike natuur het. Ons sal nooit verstaan wat sonde en vloek en toring en dood aan die heilige natuur van Jesus Christus gedoen het nie. Onthou, Jesus was dis waar, hy was mens, maar hy was ten volle God. Hy was sondeloos, heilig, soewerein. En hierdie volmaakte moet sonde en vloek en toring en dood in sy heilige natuur beleef. Iemand het eendag gesê, dit was vir Jesus 'n groter vernedering om mens te word as die kruis. Omdat hy sondeloos en heilig was hy die enigste een wat verdien het om nie te sterf nie. Hy moes nie gesterf het nie. Kan ek vanmôre julle net herinner, terwyl ons daaraan dink, as Henog van die dood vrygestel kon word, omdat hy met God gewandel het, hoeveel te meer Jesus Christus, wat geen sonde gedoen het nie, wat geen sonde geken het nie, en God volmaak behaag het. Hy verdien dit nie. Hy verdien dit nie. En tog, juis omdat hy sondeloos en omdat hy heilig was hy eintlik die enigste een wat waardig en in staat was om ons skuld en ons sonde deur sy dood weg te neem. Hy was al een wat gekwalifiseer het
om as 'n onskuldige, vleklose paaslam ons sonde en ons skuld te dra. Ewige dank aan Jesus Christus wat gewillig was om as sondelose in ons plek te kom sterf. Nou, ek wil terugkom by die beker. Wat was die inhoud in die beker van sy onbeskryflike lyding? Eintlik is dit 'n misterie, eintlik is dit iets waaroor ek en jy nie kan onsself bedink nie, en ons eintlik in ons gebroke menslikheid net kan probeer verstaan. Wat was die bestanddele? Wat was die mengsel wat in daardie beker by die Seun van God, daardie maanverligte aand as te ware laat terugduins, omdat daar soveel in daai beker van smarte te vind was. Eerstens, die bitter bestanddele wat daarin was eerstens die bestanddele van God se oordeel en God se wraak. Een van die bitterste bestanddele van daai beker was daar die oordeel en die wraak van God op die sonde en die ongehoorsaamheid van die mensdom op hom neergekom het. Ons word altyd vertel van God se liefde. En dit is reg so. God se liefde is oneindig. Dit is oneindig groot. God is liefde. God se liefde vir ons het ook daardie nag tussen die olyfbome oorkant die Kedron spruit, is sy liefde aan ons bewys. Getsemane se beker en die kruis van Golgotha het verseker dat God se oordeele en toring van jou en my afgewend is. Die Bybel vertel ons nie net van God se liefde nie. Hallo? Die Bybel praat baie meer oor God se heiligheid as oor sy liefde. Ons lees dit net nie, ons wil dit net nie altyd lees nie. Wanneer God se engele en die engele skare en die seraf sing, dan sing hulle nie liefde, liefde, liefde nie. Nee, hulle roep uit, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Die heiligheid van God staan direk teenoor die sonde en die onheiligheid van die mensdom. Die heiligheid van God impliseer dan ook oordeel en wraak en toorn van God oor die sonde. Weet jy, ons skram dikwels daarvan af weg. Ons wil dikwels dit nie hoor nie. En as gevolg van die werklikheid van die sondeval en die bose se knaande versoekings wat die mens se nature teen die wil van God laat gaan. As gevolg daarvan is daar vyandskap tussen God en mens. Kom ons wees gou eerlik. Adam en Eva het 'n besluit vir die bose gekies. Paulus sê, daardie sonde wat van die begin af daar is, het tot alle mense deurgedring en ons het almal onder die oordeel van God gekom. Die Bybel leer vir ons so onbeskryflik en wonderbaar as wat God se liefde is, so verskriklik is sy oordeel en sy wraak oor die wat sy liefde minag. Dis hierdie selfde oordeel en dieselfde wraak wat Jesus in Getsemane uit die lydingsbeker moes drink.
Al God se wraak en toorn is in daai beker geopenbaar. En moes Jesus ervaar, moes hy beleef, moes hy deurmaak. Kan u voorstel as die sonde en die wraak en die toorn van God oor een mens uitgestort word? Hy het wat ek en jy verdien, het hy op hom geneem. Jesaja vertel ons iets daarvan as hy sê, ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom, terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. Hoe bitter moes God se oordeel in daai beker nie gewees het. Tweedens, die bitter bestanddeel van angs van die komende marteling. As Jesus daar in Getsemane, as hy daar kniel en uitroep na God, dan beleef hy smart en pyn en bitterheid en wraak en toorn. Die straf van sonde. Deel van die smart wat sy beker so bitter gemaak het, was die wete van die onmenslike fisiese smart wat die volgende 18 uur vir hom gewag het. Daar was, en miskien moet ek dit gou-gou vir julle noem, daar was 'n dwaalleer in die vroeë kerk, wat nie werklik geglo het dat Jesus se menslike natuur aanvaar kon word. Hulle het docetisme genoem. Die naam kom van die Griekse woord wat skyn of lyk na beteken. Die leer het te kenne gegee dat Jesus op aarde nie werklik 'n fisiese menslike liggaam gehad het. Hy het met ander woorde 'n skynliggaam gehad. Die voorstanders van hierdie docetisme kon nie dink en aanvaar dat Jesus, wie God is en God kan wees, terselfdertyd ook mens kan wees. Hulle Griekse filosofiese persepsie van die liggaam as iets wat boos en sleg en sondig is, het hulle oortuig dat Jesus kon nie homself vereenselwig daarmee nie. En dat sy liggaam kon nie 'n sondige vleeslike liggaam gewees het nie. Jesus se aardse liggaam was vir hulle iets soos 'n tydelike skynliggaam. Soos toe die engele in die Ou Testament aan mense verskyn het. Dis net vir 'n oomblik. Hierdie siening het gaan impliseer dat Jesus hier op aarde nie regtig gelei en pyn gehad het. Dood eenvoudig, omdat hy nie vlees en bloed kon wees. Die vroeë kerk het jarelank met hierdie misterie van twee nature van Christus geworstel. Hoe kon hy God en mens wees? Indien wel, was hy dan half mens en half God. Maar uiteindelik het die vroeë kerkvaders lang gebeure en besinning in die 4de konsilie van Chalcedon in 451 na Christus 'n duidelike geformuleerde belydenis van die twee nature van Christus voor 'n dag gebring. Sonder om al die tekste vanmôre na te gaan en aantal, wil ek en jy vanmôre vir mekaar kom sê dat Jesus volkome God was, maar ook dat hy volkome mens was.
Hy was nie 50% God en 50% mens nie. Hy was 100% God en 100% mens. Hy het 'n liggaam gehad wat presies soos die menslike liggaam was, wat honger en dors en moeg en vaak geword het. As baba het hy gehuil as hy dors en honger was. As hy dors en honger was, het hy aan sy moeder se bors gedrink. As hy sy stoon stikkend gestamp het, het net soos ons sinne gebloei. As hy warm gekry het hy net soos ons gesweet. Die Hebreërs skrywer stel dit duidelik. In Hebreërs 4, hy sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Hoekom sê ek al hierdie dinge? Sodat ek en jy vanmôre kan verstaan dat sy fisiese lyding op die pad na Golgotha en aan die kruis nie minder werklik en smartlik was omdat hy ten volle God was. Goeie Vrydag was nie vir Christus 'n pynlose Vrydag. Hierdie feit met 'n bitter beker te maak het, is dat ek en jy moet onthou, omdat hy ten volle 100% God was, het hy vooraf geweet wat vir hom wag. In hierdie laaste paar dae, selfs gister terwyl ek by 'n siekbed staan, terwyl iemand besig is om aan masjiene gekoppel te wees, toe dink ek, dis donderdag, die dag van Getsemane. Daar's talle aanduidings hiervan in die evangelies. Luister maar na Matteus 16, hy sê, van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem toe gaan. En veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die 3de dag opgewek word. Hy het presies geweet toe sy uur gekom het. En hy het nie daarvan af probeer wegvlug. Nou het daar die laaste smartlike ure aangebreek. Binne 'n uur of wat sal die soldate en die wagte hom gevange neem. Sy disippels het hom verlaat en verloon. Hy sal voor die Sanhedrin verneder en geslaan word. En dan sal hy na Pilatus gaan, onregverdig verhoor word, gegeesel word, gespot word. Daarna die kruis. En die Via Dolorosa, die lydingsweg, en die wrede kruisiging self. Daarmee saam die onmenslike pyn en bloedverlies, die dors en die versmoring. En hy het alles vooraf geweet. En tog het hy dit nie laat los nie. Markus sê uitdruklik dat toe hy eenkant in die tuin gaan bid het, hy ontstel en benoud en angstig tot die dood toe was. Hy was bedroef. Daar is geen manier dat hy nie soos enige ander gewone mens die angs van die komende smart ervaar het nie. Probeer jou net indink wat dit aan jou sou doen as jy vooraf presies geweet het wat op jou wag. Dink net as jy geweet het van die pyn, die marteling, die smart wat jy moes deurgaan. Kan daar enige twyfel wees dat die angs oor hierdie onbeskryflike smart wat op hom gewag het, bygedra het dat hy uitroep,
Vader, as dit moontlik is, laat hierdie bitterbeker van my af weggaan. Hy roep dit uit, nie omdat hy nie bereid is om die prys te betaal nie, maar hy roep dit uit, omdat dit net te veel geword het. En ek wil vanmôre vir jou sê, op hierdie Vrydag, wat ons vanmôre herdenk as die goeie Vrydag, want Jesus was bereid om nie net deur Getsemane te gaan nie, maar ook die pad van die Via Dolorosa te loop, en aan die kruis vasgespijker te word, terwille van jou en my. As Jesus uitroep aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat? Is dit nie omdat God hom wou verlaat het nie, is omdat God nie na die sonde en die ongeregtigheid en die boosheid en die gebrokenheid van die wêreld kan kyk nie. En al ons sonde en al ons smet en al ons gebrokenheid was op Jesus uitgestort. Ek wil vanmôre vir u sê, as jy op die oomblik deur 'n moeilike tyd gaan, hy moes juis Gods verlate word, sodat ek en jy nooit weer sonder God hoef te wees nie. Terwyl ons die koorvers gehoor het, dan sê ons loof die koning van die eeue, want hy word ook genoem Immanuel, God met ons. Hy het medelee met jou gebrokenheid, hy het medelee met jou pyn, hy het medelee met die smart en die goed wat jy gaan. Hy is Immanuel, God met jou, want hy het vir jou die prys reeds betaal, sodat jy vanmôre kan weet, jy's nie alleen nie. Hy is met jou. Daai bitter beker het nie by hom verbygegaan nie, sodat ek en jy 'n soet beker van genade kan drink. Ek wil vanmôre vir jou sê, weet jy, ek het al baie in my lewe, het ek deur Paastyd gegaan, vir meer as 30 jaar, het ek elke Paasnaweek gepreek. En ek wil vanmôre vir jou sê, hoe ouer 'n mens word, en as ek u wat laas Sondag hier was, sal weet, ons het gepraat oor hierdie heilige week, van Sondag, van Palmsondag, tot hierdie Vrydag. En ek was so intens bewus, miskien omdat dit vars in my hart en my gedagtes was, ek was so intens bewus van wat Jesus moes deurmaak terwille van jou en my. Dis Vrydag. Dis Vrydag. Hy moes sterf vir jou en my. Ek wil vanmôre vir jou vra, wil jy dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, nie vanmôre jou eie maak? Wil jy nie vanmôre vir die Here sê, Here, my hart loop oor van dankbaarheid. Ons kan sing wat ons net toe gesing het, o prys die naam van die Here, want hy was bereid om 'n donker Vrydag, goeie Vrydag te maak. Kom sluit ons oor. Here, vanmôre besef ons, Here, ons besef, daai bitter beker het nie verbygegaan nie. Ons besef vanmôre, u het nie uit die wedstryd uitgeklim nie. Ons besef vanmôre dat u was bereid om 'n volmaakte, volkome prys te betaal. Here, wanneer ons vanmôre kom kniel by die kruis, dan kan ons met harte van dankbaarheid, harte wat eintlik gedraai is, voor u kom buig. Ons kan vanmôre voor u kom buig, Here, met die wete, u wat bereid was om alles vir ons te gee.
U wat volkome, volmaak, geheel en al heilig was, het sonde geword ter wille van ons. Hoe kan ons so maklik ja sê vir die verleiding van die vyand? Here, vanmôre kom gee ons onsself in die hand. Net daar wie sit sê, Here, hier is ek. Hier is my lewe. Hier is ek, Here, ek kom gee oor op hierdie Vrydag. Ek kom vanmôre, ek maak hierdie Vrydag 'n goeie Vrydag vir my. Want ek gee oor, geheel en al. Nie net my gees, maar alles. My gees, siel en liggaam behoort aan die Here. Ek gee oor in Jesus naam. Dankie Here dat ek vanmôre kan bid dat U Heilige Gees wat so getrou is, vanmôre met elkeen van ons sal wees. Mag ons vanmôre U stem hoor. Mag ons vanmôre hoor hoe U ons lei. Mag die waarheid van U woord deurbreek in ons harte en in ons gedagtes. In Jesus naam.